Wanneer ons vandag gesels oor vertroue en vertroue teenoor die Here, dink ek is 'n persoon soos Ebed-Melek vir ons 'n baie belangrike voorbeeld, die knegt van die koning. Hierdie man was 'n ontmande, hy het gekom uit Ethiopië uit en hy was 'n persoon van geen aansien nie, maar in hierdie verhaal in Jeremia 39, eintlik van 37 tot 39, kom hierdie persoon en hy's vir ons 'n absolute voorbeeld van hoe dit lyk wanneer iemand op die Here vertrou. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit is nie altyd so maklik om met alles wat in jou is op die Here te vertrou nie. Dit kan baie maklik gebeur dat ons twyfel of dat ons deur dinge gaan wat ons oë verblind en dat ons nie die Here kan raak sien nie. En dit bring ook twyfel in ons hart. Maar wanneer ons op die Here vertrou, hou dit baie meer in as om nie op die Here te vertrou nie. Wanneer ons op die Here vertrou, hou dit baie meer in as om nie op die Here te vertrou nie. Wanneer ons op die Here vertrou, hou dit beloning in. Wanneer ons nie op die Here vertrou nie, bring dit ellende, bring dit vir ons probleme. En in hierdie verhaal in Jeremia 39 leer ons wat dit beteken om met jou volle wese die Here te vertrou. Wanneer ons gaan kyk in ons eie lewe en ons gaan vra onsself af, tot watter mate vertrou ek die Here met alles? Tot watter mate? Op 'n skaal van 1 tot 10, hoeveel vertrou ek die Here met alles in my lewe? Is ek bereid om te sê ek het 'n 10 uit 10 vertroue op die Here? Is ek bereid om te sê dat ek die Here in alles in my lewe met alles sal vertrou? Dat ek volkome sal oorgee aan hom en hom vertrou met alles wat in my lewe tans gebeur, met alles wat in my lewe gebeur het en met alles wat nog vir my lê en wag, alles wat nog kom. Is ek bereid om heeltemal 'n oorgawe te maak? En ons weet dat geloof begin by 'n volle oorgawe aan die Here. Geloof begin wanneer ons op daardie punt in ons lewe kom wat ons vir die Here sê, Here, ek gee alles in U hande, selfs die dinge waaroor ek geen beheer het nie. Want dit is juis baie die dinge wat ons nie beheer oor het nie, wat ons magteloos maak, en wanneer ons magteloos voel, kom 'n mens by 'n punt wat jy twyfel, of kom 'n mens by 'n punt dat jy vergeet dat jy dit vir die Here moet gee. Maar 'n persoon soos Ebed-Melek, die persoon hier in Jeremia 29, is 'n sprekende voorbeeld van 'n persoon wat op die Here vertrou. Ebed-Melek, soos in die antieke tyd, was ontman, met ander woorde, geen status, geen eer, en hy was iemand wat sy lewe moes toewy aan die koning. Met ander woorde, hy het geen status gehad nie, hy het geen posisie gehad nie, hy het geen reg gehad om op te staan nie. Al wat hy kon doen in sy lewe was eintlik maar om die koning te dien en 'n knegt te wees. Dis hoekom sy naam Ebed-Melek is, knegt van die koning. Jeremia praat met die volk en hy verduidelik vir die volk wat met hulle gaan gebeur as hulle nie gehoorsaam aan die Here is nie. Maar dan weet ons in die hele boek van Jeremia luister niemand vir Jeremia nie. Niemand luister vir die profeet nie. Hulle steur hulle nie aan wat hy sê nie. Dan weet ons ook dat in die boek Jeremia lees ons van 'n klomp vals profete, soos Hananja in hoofstuk 28. Hananja wat kom en met die volk praat en vir hulle sê die Here sal 'n juk breek. Hy vat die juk van Jeremia se nek af, die houtjuk, hy breek hom en dan sê hy, so gaan die Here die juk breek wat op julle rus van die ander volke. En dan hoor Jeremia by die Here en hy sê vir Hananja, die Here gaan 'n ysterjuk op julle nekke sit en jy sal nog sterwe omdat jy vir die volk gejok het. So baie keer kry jy ook vals profete. Baie keer kry jy mense wat vir jou soetsappige dinge sê oor geloof of dinge wat jy wil hoor, maar wat nie eintlik die waarheid is nie. En dan sterf Hananja ook in daardie jaar, want dit wat hy gesê het kom nie van die Here af nie. So terwyl ons gaan kyk na vertroue op die Here, moet ons seker maak dat ons die regte inligting van God het, voordat ons sommer net op enige iets vertrou wat ons by mense hoor. Ons kan baie maklik dinge hoor op die radio, 'n preek en 'n boek lees en so aan, en ons vertroue daarop sit sonder om mooi krities te gaan dink of om te oorweeg of na te dink,
is hierdie regtig in lyn met God se woord? Want God se woord gee nie vir ons maklike uitkomkanse nie. God se woord gee nie vir ons kits oplossings nie. God se woord keer ons nie om deur moeilike tye te gaan nie. Inteendeel, Jeremia kom in hoofstuk 29, dan sê hy vir die volk, die Here sê vir julle gaan 70 jaar in gevangenskap wees. Vir 70 jaar gaan julle hier bly. En dan kom die woord van die Here tot hulle en sê vir hulle, bou huise, plant tuine, bewoon die stad, kry kinders, gaan vooruit, bid vir die stad, want die belange van die stad is ook julle belange. God is realisties wanneer hy met ons praat. In realiteit kom die woord van die Here na ons toe. En in ons lewensrealiteit kom God se woord na ons toe. God se woord kom nie na ons toe om dinge vir ons net eenvoudig uit te sorteer en maklik te maak nie. Inteendeel, God se woord kom na ons toe om ons te laat werk, om ons te laat fokus, om ons vooruit te laat gaan op die manier wat God dit wil hê. En wanneer ons dit besef, kan ons vertroue baie makliker in lyn bring met dit wat die Bybel ons leer. Want dan weet ons waarop ons vertroue plaas. So ons moet leer in die eerste plek om nie ons vertroue te plaas op kitsoplossings, eenvoudige dinge, mensgemaakte dinge, dinge wat ons graag wil hê, of 'n uitkoms op ons moeilike situasie nie. Ons kan nie ons vertroue daarop plaas nie. Ons kan nie ons vertroue plaas op materiële nie. Ons kan nie ons vertroue plaas op die wêreldse nie. Ons leer by ons Here Jesus Christus dat die koninkryk van God aarde toe gekom het. Jesus het die koninkryk aarde toe gebring. En daarom weet ons, kan ons in die koninkryk van God ons vertroue op die koning stel. Ons is eintlik ook maar 'n Ebed Melek, 'n knegt van die koning. Ons is 'n knegt van die lewende God, van die koning wat heers oor sy koninkryk. Maar daar's 'n paar struikelblokke wanneer dit kom by ons vertroue en ons vertrouensverhouding met die Here. En dit leer ons by die koning Sedekia hier in hoofstuk 37 tot 39. Hierdie koning leer vir ons waarom mense nie op God kan vertrou nie. Hy is 'n koning wat nooit 'n besluit neem vir of teen nie. Hy is nooit 'n koning wat op die spesifieke tyd kom en sê, ek hoor God se woord en ek verbind my aan God se woord en ek aanvaar God se woord nie. Hy wil heeltyd by Jeremia hoor, wat sê die Here, wat sê die Here, en dan antwoord Jeremia hom, dan sê Jeremia vir hom, die Here sê dat die Galdeërs of die Babiloniërs gaan julle binneval. Want dan kom Sedekia, hy vra die Egiptenare om hom te kom help, en as die Egiptenare kom, dan vlug die Babiloniërs, dan sê Jeremia vir hom, jy moet versigtig wees, want die Babiloniërs gaan terugkom. Die oomblik as die Egiptenare weggaan, gaan die Babiloniërs terugkom en die stad verbrand. Dan luister koning Sedekia nie. Hy luister nie daarna nie. En wanneer die Egiptenare weggaan, kom die Babiloniërs terug. En dan sê Jeremia vir hom, jy moet onthou dat God vir jou sê, as jy uitgaan en jy gaan ontmoet hierdie leermagte van die Babiloniërs, dan sal jy gered word. Maar as jy dit nie doen nie, sal jy ontkom, sal dit met jou swaar gaan. Dan moet ons byvoeg, Jeremia het op God vertrou. Maar wanneer jy op God vertrou, is daar ook implikasies. Vir Jeremia het dit beteken dat hy 2 maal in 'n put gegooi is en 1 keer in gevangenskap geplaas was, omdat hy God se woord verkondig het. Die eerste keer is hy in die koning se paleis gevange gehou, die tweede keer was hy in 'n put gegooi met tonnels, en in die derde keer was hy afgesak in modder, in 'n ou water put, wat nie water gehad het nie, net modder. En daar het Sedekia vir 'n lang tyd in gevangenskap gestaan in hierdie modderwater. Omdat hy gehoorsaam aan God was en omdat hy vertrou het dat God met hom praat. So wanneer ons God vertrou in vandag se tyd, kan daar net beloning kom. Wanneer ons in God glo, gaan ons hierdie beloning wat ons ontvang van God afkry. Maar wanneer ons God nie vertrou nie, gaan ons ellende kry. So wat is die struikelblokke vir Sedekia gewees? 1. Sonde bring natuurlik gevangenskap. Die oomblik wanneer ons sonde toelaat om oor ons die wag te hou, wanneer ons sonde toelaat
in ons lewe, en wanneer ons sonde toelaat om ons te beheer, dan lei dit na gevangenskap toe. So in ons innerlike wese word ons natuurlik dan gevang. Dis wat met Sedekia gebeur het. Op die einde het sy sondes, omdat hy nie na God geluister het nie, uitgeloop op gevangenskap. Sy seuns was voor hom vermoor en sy oë was uitgesteek. En hy was blind vir die res van sy lewe. En hy was ook in die tronk gegooi. So die implikasie vir Sedekia was 'n nagmerrie gewees. So sonde lei ook vir my en jou na gevangenskap. Dit lei ook dat ons in ons innerlike wêreld eintlik in 'n tronk sit. Dat ons vasgehou word deur ons begeertes en ons sondige drifte. Nou sonde laat eintlik dan geen spasie vir die sondaar om te ontsnap nie. Want Sedekia se sonde het hom so vasgevang dat hy nie daaruit kon kom nie. Hy was al meer vasgewikkel in hierdie sonde. So sonde keer ons om op God te vertrou. Sonde maak ons blind. Sonde maak ons afgestomp. En sonde maak dat ons nie kan ontsnap nie. Ons word al stywer en vaster in hierdie sonde vasgedraai. Dan leer ons in Jeremia 39 en verder dat sonde ook families verwoes. Sedekia se kinders is doodgemaak op grond van sy sonde. Maar ons weet vandag in ons lewe beteken dit dat wanneer ons in sonde volhard, dit ook 'n implikasie op ons kinders het. Dat dit 'n implikasie het op die groter familie, op ons familiekring. Want wanneer een persoon in 'n familie volhard in sonde, affekteer dit die hele familie, die hele gesin. Dit affekteer ook 'n vriendekring. So sonde vertroebel ook verhoudings. En wanneer verhoudings vertroebel, vertrou mense mekaar moeilik. Mense vertrou mekaar nie wanneer daar vertroebelde verhoudings is nie. En wanneer ons verhoudings met mense vertroebel is ons verhouding ook met God vertroebel. En wanneer ons verhouding met God vertroebel is, kan ons ook nie vir God vertrou nie. Dan sukkel ons om die Here te vertrou. Dan lees ons ook in Jeremia 39 dat sonde bring eintlik hopeloosheid. Wanneer ons in sonde onsself blind staar, maak dit dat ons nie hoop het nie. Wanneer ons op God vertrou, kry ons die beloning van hoop en van 'n uitsig en van 'n toekoms. Maar wanneer ons nie op God vertrou nie, is daar hopeloosheid. Terug na Ebed-Melek. Nou Ebed-Melek het ons gelees hiervan in Jeremia 39, die laaste gedeelte. Wanneer Jeremia weer 'n woord by die Here hoor, en hierdie woord spesifiek gaan oor Ebed-Melek. Ebed-Melek was die persoon wat na die koning toe gegaan het, terwyl Jeremia in hierdie put ingesak was met die modder, wat vir die koning gaan sê, Jeremia gaan doodgaan, as ons hom daar los. Ons kan nie Jeremia in die put los nie. Ebed-Melek was die een wat gaan veg het vir die lewe van Jeremia. En dan sê die koning vir Ebed-Melek, gaan haal hom uit. Dan gaan Ebed-Melek met 3 manne en hulle trek vir Jeremia uit die modderput uit. Ebed-Melek speel 'n sleutelrol in God se plan wanneer dit kom by Jeremia, die profeet. Self was hy nie 'n profeet nie. Self het hy nooit 'n woord van God gehoor nie, soos wat Jeremia dit gehoor het nie. Maar ons lees hier in Jeremia 39, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, terwyl hy 'n gevangene was in die binneplaas van die paleiswag. Gaan sê vir die Kusiet, Ebed-Melek, so sê die Here die Almagtige. So hier kom 'n boodskap na die knegg van die koning toe, direk van God af, deur die profeet gespreek. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, wat ek oor hierdie stad bring is tot sy ondergang, nie tot sy redding nie. En jy sal dit sien as dit gebeur. Maar daardie dag sal ek jou red, sê die Here vir Ebed-Melek, en jy sal nie uitgelewer word aan die mense vir wie jy bang is nie. Dis die Babiloniërs wat Jerusalem binneval. Ek sal jou laat ontkom, jy sal nie in die oorlog sneuwel nie. Omdat jy op my vertrou het, sal jy ontsnap. Al sal jou lewe net gespaar word, sê die Here. En hierdie woord van die Here kom na iemand toe wat nie status het nie, wat nie belangrik is nie, 'n ontmande wat geen familie het nie, wat geen nageslag het nie,
maar God kom praat met hom omdat hy God vertrou het. In Matteus 10 vers 41 is Jesus aan die woord en dan sê hy, wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En dan sê Jesus in vers 41, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. En dit het waar geword van Ebed-Melek. Hy het die beloning van die profeet gekry. En dan kom Jesus en hy vat dit 'n tree verder deur te sê, wie julle ontvang, dit is nou die disippels, dis nou ons, God se kinders, wie ons ontvang, ontvang die Here. En wie die Here ontvang, die Here Jesus, ontvang dan die Vader wat hom gestuur het. En hier sien ons in Ebed-Melek se lewe dat dit waar geword het. Maar vir my en jou beteken dit dat ons God moet vertrou met ons lewe. Dit bring beloning. Omdat Abel geglo het, omdat Abel die Here vertrou het, het die Here sy offer aanvaar. Omdat Noag God vertrou het deur die boot te maak, die ark, was hy gered. Omdat Abraham God vertrou het, het die Here vir hom 'n nageslag gegee. Abraham het sy enigste seun Isak gevat om hom te offer. En omdat hy God vertrou het, het God voorsien. Omdat ek en jy in ons lewe God vertrou, voorsien hy. Omdat ek en jy hom vertrou, het hy in die verlede vir ons al belonings gegee. Omdat ons van vandag af gaan seker maak dat ons die Here volledig vertrou, sal ons die beloning ontvang van hoop en sal ons die beloning ontvang van die ewige lewe en sal ons die beloning ontvang van vrede en kalmte in tye van onrus en tye van spanning. Omdat ons God vertrou, gee hy uitkoms, finansiëel, gesondheidsgewys, materieel, watter gebied ook al. Omdat ons hom vertrou, sorg hy. Wanneer ons nie op God vertrou nie, kry ons ellende. Maar wanneer ons op God vertrou, verander ons lewe. Ebed-Melek ontvang die beloning van Jeremia. Die persoon sonder status, sonder familie, ontvang dieselfde beloning as een van die groot profete in die Ou Testament. En dit is vir my en jou iets wat ons moet aanspreek. Want Jesus kom maak dit op homself van toepassing. En daarom moet ek en jy vandag by die belangrike punt kom, om te sê, aanvaar ek Jesus, ontvang ek hom, vertrou ek hom. Want Jesus self sê in Matteus 10 vers 41, wie my ontvang, Jesus, ontvang hom wat my gestuur het. So kom ons gaan en ons ontvang Jesus met alles wat in ons is. Ons maak oop en ons vertrou hom met ons lewe. Ons vertrou hom met ons finansies. Ons vertrou hom met alles in ons lewe, met ons seer, met ons emosies, met ons uitdagings, met wat ook al voorlê. Kom ons vertrou God. Om God te vertrou, bring beloning. En kom ons gaan hierdie week in en ons gaan soek daardie beloning wanneer ons God vertrou. Want dit is iets wat jy seker, verseker in jou lewe by die Here sal ontvang.